vandag gaan ons verder aan rondom 'n tema wat ons praat oor beweeg vorentoe. Nou ek wonder of iemand al gehoor het van die raaisel van die 10 voeltjies op die draad. As jy dit al gehoor het, moenie nou die antwoord weggee nie. Maar dit gaan so, die raaisel is dit. Daar is 10 voeltjies wat op 'n telefoondraad sit. 5 van die voeltjies besluit, hulle gaan wegvlieg. Die vraag is, hoeveel voeltjies bly nog oor op die draad? Wat dink julle? 5? Wel, die antwoord is 10. Want die 5 wat besluit het nog net besluit. Hulle het nog nie gevlieg nie. Hoekom ek hierdie raaisel vertel ook is, in baie van ons lewens het ons baie goeie intensies. Ons het baie goeie intensies oor 2026, oor dinge wat jy besluit, jy graag wil doen. Maar dis een ding om te besluit, en goeie intensies dit is 'n ander ding om te beweeg, en iets werklik te gaan doen, wat jy weet jy moet gaan doen. Interessant genoeg is dat Jesus self hierdie konsep verstaan het. En ek wil nou om saam met te lees vandag ook 'n gedeelte wat Jesus se eie woorde, Matteus 21, 'n kort gelykenis, wat hy vertel om iets van hierdie vir ons uit te beeld. Matteus 21 vanaf vers 28, as jy Bybel het, kan jy saam my blaai ook soontoe. Jesus se woorde hierso, hy sê, wat dink julle hiervan? Hy sê toe vir hulle, 'n man wat 2 seuns gehad het na die eerste een toe gegaan en vir hom gesê, my kind, jy moet vandag in die wingerd gaan werk. Ek is nie lus nie, was sy antwoord. Klink dit vir die ouers dalk bekend? Dalk het jy dit al gehoor. Maar later het hy spyt gekry en tog gaan werk. Die pa gaan toe na die ander een toe en gee hom dieselfde opdrag. Die antwoord toe, ek maak so pa, maar hy tog nie gaan werk nie. So Jesus gaan te sê, wie van die 2 was die gehoorsame een? Hulle antwoord was, natuurlik, die eerste ene. Dis ironies hoe die seun wat die goeie intensie gehad het, wat aanvanklik die goeie gesindheid openbaar het, die een was wat toe nie dit gaan doen het nie. En die een wat dalk nie so entoesiasties was, aanvanklik nie, besef het, hoorie maar, dis wat ek moet doen, dis die regte besluit wat ek moet neem. En dit los ons vandag by die vraag in jou en my lewe ook is hoe kan ons beweeg vanaf 'n plek van goeie intensie na goeie aksies toe in ons lewe? Ek oortuig van 100%, as ek elkeen moes vra hierso, wie het goeie intensies vir 2026? Almal hande se opsteek. Kom ons toets dit net. Wie het goeie intensies vir 2026? OK, ek is reg, ja. Almal het goeie intensies vir die jaar. Ons wil goeie dinge sien gebeur. Ons wil graag sien dat daar goeie uitkomste sal wees, goeie gevolge sal wees. Terwyl ons miskien nie 100% alles beheer het oor wat die toekoms mag inhou nie, besef ons vandag, ons wil graag goeie goed sien gebeur vir die jaar. Maar dis 'n groot partykeer 'n oorgang wat ons moet maak vanaf die goeie intensies na die goeie aksies toe, wat dit begin uitspeel in die werklikheid van ons lewe. Oor en oor die statistieke wys dit, mense wat nuwejaarsresolusies maak, hulle praat van die tweede Vrydag van Januarie, het dit al 'n naam gekry, Quitter's Day, wat hulle sê, dit is die dag wat daai goed begin, in elk geval uit faseer. Ek glo vandag, jy wil nie deel van daai statistiek wees nie. Jy wil graag iemand wees wat kan sien dat dit wat jy goeie intensies oor het en dalk doelwitte wat jy gestel het of wat ook al realiseer. So, kom ons kyk vandag na hoe kan ons beweeg vanaf hierdie goeie intensies na goeie aksies toe. Die eerste ding wat ons vandag wil na kyk is rondom die ideale hartsmotief. Ideale hartsmotief. Die ding vandag is dat miskien is die rede hoekom ons baie keer goed nie bereik in ons lewe nie, is dat die fondament wat ons hartsmotief is dalk nie heeltemal reg is nie.
Met ander woorde, ek en jy kan dalk sekere motiewe hê van ons hart wat ongesonde dryfvere van ons lewe is. Byvoorbeeld, jy kyk sekere tydskrifte of goed van mense wat vreeslik goed gebou is of modelle op tydskrifte wat hulle in elk geval ekstra werk op gedoen het wat nie noodwendig so lyk nie. En jy dink by jouself, as ek net so kan lyk, as ek net so mooi of so sterk kan wees, dan sal ek waardevol wees, dan sal mense my raak sien, dan sal ek iets beteken vir ander. En nou sê jy vir jouself, ek gaan nou so hard oefen en goed, as ek net so kan lyk, sodat mense my kan raak sien. Is dit 'n goeie hartsmotief? Is nie ideaal nie. Ander woorde, jy is gebaseer of gebou hierdie spesifieke iets wat jy wil aanpak, eintlik op 'n wanpersepsie van jou eie waardeidentiteit, wat jy uiteindelik waardevol is, klaar in Christus, klaar kosbaar, klaar geliefd, maak nie saak hoe jy lyk nie. Nog eene kan wees, miskien het jy 'n groot teleurstelling, 'n seer beleef in 'n verhoudingssituasie of by die werk, en daar's eintlik 'n woede wat kook in jou, 'n onvergewensgesindheid, en nou sê jy vir jouself, weet jy wat, ek gaan almal wys. Ek gaan julle wys hoe ek beter as almal is, hoe julle skaam gaan kry en jaloers gaan wees op my sukses. Goeie hartsmotief? Verseker nie. Weer eens, is dit so belangrik dat ek en jy daar sal begin ons lewe, hoe lyk daardie hartsmotief van ons lewe? So dit los ons by die vraag, 'n baie belangrike vraag is, wat is die ideale hartsmotief wat die Here wil hê ons moet hê? Gelukkig gee die woord vir ons antwoorde, baie duidelikheid rondom dit, en jy kan saam met my lees in 1 Korintiërs 13, 'n baie bekende gedeelte, wat jy iewers al dalk gehoor het, maar dit is tog belangrik dat ons dit weer lees vandag, van vers 1 tot 3. Paulus skryf, hy sê, al sou ek enige taal op aarde, of selfs in die hemel kom praat, maar ek kom die liefde kort, het ek 'n galmende trom en 'n klinkende simbaal geword. En ek sou ook die gawe van profesie hê, en dan sou ek alle geheime kan ontrafel, en al die kennis ter wêreld hê, en dan sou ek genoeg geloof hê om berge te verskuif, maar ek kom die liefde kort, sou ek 'n ronde nul wees. En dan sou ek al my besittings vir die armes gee, en selfs my liggaam opoffer, sodat ek daarop kon beroem, maar ek kom die liefde kort, sodat my niks help nie. Wat sê Paulus hier? Weet jy kan wonderlike prestasies bereik, jy kan ongelooflike gawes hê, jy kan ongelooflike opofferings maak, wat mense kan kyk en sê, joh, kyk hoeveel opofferings maak hierdie persoon, maar as dit nie uit 'n hartsmotief van liefde kom nie, is dit vergeefs. En aan eindig hy die hoofstuk af, hy sê, daar's 3 dinge, die grootste 3 dinge, die geloof, hoop en liefde, maar die grootste hiervan, bly steeds die liefde. Ek glo vandag, dit is die ideale hartsmotief vir jou in my lewe, is 'n liefde. Liefde vir wat? Wel, Markus 12, kan jy ook saam met my lees, vers 29-31, gedeelte waar skrifgeleerdes vir Jesus kom vra oor wat is die belangrikste gebod. En waarskynlik het hierdie skrif ook gehoor, maar miskien moet ek herinner word opnuut weer, die begin van die jaar daarvan. Die skrifgeleerde vra vir Jesus, wat is die belangrikste gebod? En Jesus het hom geantwoord, die belangrikste gebod is die volgende, luister o Israel, die Here ons God is die enigste Here, daarom moet die Here God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede gebod is net so belangrik, jy moet die naaste lief hê soos jouself. Hierdie 2, geen ander gebod is groter as hierdie 2 nie. Anderswoorde, Jesus self, sy eie woord is die belangrikste hartsmotief wat ek en jy kan hê, weer eens, liefde. Liefde vir God en vir die mense om ons, soos ons onsself lief het. En daar's eintlik 'n baie wye prentjie wat ons nie moet mis van hierdie nie, binne ons hele totale leefwêreld. Dink byvoorbeeld aan jou werksplek. Dat juist daar is 'n plek waarskynlik waar baie
hulle verstand en hulle krag gebruik. Waar jy moet jou denke inspan, waar jy jou fisiese krag dalk gebruik. En in ander woorde, jy kan selfs in jou werksplek vanuit liefde vir God met uitnemendheid werk. Dis sê, Here, ek het U so lief, ek wil die beste vir U gee in my werksplek. Selfs al kry ek nie erkenning van mense nie. Ek werk nie vir mense spesifiek nie, ek werk vir U. En ek doen dit uit liefde vir U, primêr. In jou menseverhoudinge, natuurlik. Om te besef, die Here roep ons tot, hoekom is ek in 'n verhouding met mense? Is dit net om iets uit te kry uit daai verhouding het, tot my eie voordeel? Of is dit 'n plek van, weet jy wat, ek is werklik lief vir jou. Ek gee werklik om vir jou, ek heg waarde aan jou as mens, en ek wil waarde toevoeg tot jou as mens, met my lewe. Dis hoekom ek doen wat ek doen. Jy kan dit self deurtrek tot jou gesondheid toe, om te besef, weet jy wat, ek wil gesond wees, ek wil na myself kyk, sodat ek die beste van myself vir ander kan gee. Hoekom ek oefen, sodat ek vir my gesin, my energie kan gee, sodat ek die beste van lewenskwaliteit kan deel met ander mense. En so kan jy elke liewe doelwit wat jy het, kan jy terugtrek na hartsmotief van liefde toe. Om te besef, dit is ideale hartsmotief, vir hierdie jaar ook, wat ek en jy kan hê. Hoekom ons doen wat ons doen? Hoekom ons aanpak en vorentoe wil beweeg? Ander plek in Johannes 14:15 kom sê Jesus ook, hy sê, as julle my lief het, sal julle my gebooie gehoorsaam. En dit is ook die ding van liefde. Liefde is nie hierdie passiewe gevoel net van, ek voel iets in my binneste nie, maar dit is ook aksie. Dis om 'n stap te neem te sê, Here, omdat ek lief is vir U, en my eerste lief gehad het natuurlik, wil ek in U weë wandel, wil ek doen wat U vir my sê, wil ek graag U wil vir my lewe hê, omdat ek lief is. Dis nie uit dwang uit, dis nie uit vrees uit nie, dis uit opregte liefde vir God, wat ek en jy kan leef. So, met ander woorde, ons sê vandag eintlik dat die ideale hartsmotief is 'n verhoudingsmotief. Dis hoekom ek en jy kan doen wat ons kan doen, en wil doen wat ons wil doen. En daarom los ons die vraag vandag. Die vraag by hierdie spesifieke eerste ene is, wat verwag my liefde vir God en mense van my? Dis 'n vraag wat jy eintlik elke dag kan vra as jy opstaan. Vandag as ek opstaan, wat verwag my liefde vir God en vir mense van my? Hoe kan ek 'n seën wees, met ander woorde, vir God en mense, vanuit die liefde wat ek het? Dis my dryfkrag, dis my motief van my lewe. En dan gaan ons verder, dit kan nie net 'n motief wees, dit moet ook verder gaan, en tweedens vandag praat ons ook oor die ideale hartsmotief, die ideale plan. Meer as net 'n hartsmotief, moet daar 'n plan in ons lewe wees. En Jesus het ook hierdie verstaan, hy het besef dat ek en jy lewe nie net elke dag ons flout hier rond en kyk wat gebeur nie, maar dat ons intentioneel kan wees oor hoe ons uitkom by daardie doelwitte. So skryf hy ook, of lees ons ook waar hy die volgende gesê het in Lukas 14, vers 28 tot 30. Dan sê Jesus die volgende woorde, baie praktiese raad wat hy gee. Hy sê, moenie eers begin voordat jy die koste bereken het nie. Want wie sal met die oprigting van 'n gebou begin sonder om eers 'n kwotasie te kry en te sien of daar genoeg geld is om die rekeninge te betaal? Anders kan jy dalk net die fondament voltooi voordat die geld opraak. En dan sal almal ons vir jou lag. Dan sal hulle sê, daardie kerel het mooi begin bou, maar sy geld was nog lang voordat hy klaar was op, nog lang voordat hy klaar was. In ander woorde, Jesus sê, beplan. Maak seker van jou plan, hoe dit lyk, voordat jy iets aanpak en vorentoe beweeg. Het jy al 'n plan rondom die sekere goed wat jy graag wil bereik hierdie jaar? Nie net ligkastele of wense te hê, net te sê ek wens en ek hoop hierdie gaan gebeur nie, maar hoe gaan jy uitkom by dit? Dit is so belangrik dat ek en jy 'n plan kan hê, en Benjamin Franklin het die volgende woorde gesê, sê, if you fail to plan, you're planning to fail. Het jy al 'n plan in plek, sekere
doelwitte, praktiese goed, is dit ingebou in jou skedule in? Kan mense sien dat jy dit ingesit het daar, sekere doelwitte gewoond is, om te kan vorentoe beweeg? So dit is so belangrik dat ek en jy dit kan daar in ons lewe hê, en ons kan dit vandag prakties deurtrek ook na elke area van ons lewe toe, met die volgende vraag, wat jy jouself kan vra, is my doelwitte spesifiek? In ander woorde, is dit iets wat ek kan beskryf, presies wat dit is? Is dit meetbaar? In ander woorde, kan ek sien hoe ek vordering maak tot by daardie doelwit? Is dit tydgebonde? Is daar 'n datum, in ander woorde, 'n sperdatum gekoppel aan dit? Want meeste van die tyd, ons natuur van mens, is daar nie 'n sperdatum is nie. Ek weet nie van jou nie. Stel uit. Nie, ons sal later daarby uitkom. Tydgebonde. En laastens, volhoubaar. In ander woorde, is dit iets wat realisties volhoubaar uitgevoer kan word? Die neiging wat ons baie keer het, begin van die jaar, ons wil miskien vreeslike klomp goeders doen. Ons het 30 doelwitte wat ons hierdie jaar wil bereik. Maar dit is nie volhoubaar om by alle goed uit te kom nie. Om realisties te wees en te sê, wat kan ek doen? Waar kan ek begin? En om dalk eers klein te begin en te bou op dit vir wat voorlê. Die ideale plan wat ek en jy kan hê vir 2026. En kom ek gee vir jou 'n paar praktiese voorbeelde wat jy kan. Kom ons dink aan geestelik vir jou in my lewe. Wat is jou en my plan vir hierdie jaar geestelik in ons lewe? As jy nog nie een het nie, kan ek gou vir jou 'n baie goeie ene voorstel. En dit is een genaamd deur die Bybel in 333 dae. Iets wat hier op my hart kom lê het laas jaar toe ek gebid het oor my eie geestelike reis. En beleef vir die Here daag my uit om die Bybel deur te lees hierdie jaar. En terwyl ek daaroor bid en begin planne maak, toe druk hier op my hart, maar maak hierdie oop vir ander mense om saam met jou te reis. En ek het met Ewald dit gesels, ons het dit besluit om oop te gooi ook vir wie ook al wil deel wees. 'n WhatsApp groep, begin net 'n eenrigting WhatsApp groep, en die uitnodiging net na 'n paar plekke toe gestuur. Vandag is daar oor die 500 mense al reeds wat saam met ons hierdie uitdaging gaan doen. En jy is net welkom. Daar is 'n QR-kode as jy hom wil scan ook om hierdie deel van hierdie groep te wees, om te sê hierdie jaar wil ek 'n plan hê om deur die Bybel te werk en te beleef hoe dit my help om geestelik verryk te word, geestelik te kan groei. Dit is een van die beste maniere hoe jy geestelik kan groei, is om meer tyd te spandeer in die woord van God. So, dis een moontlikheid. Jy kan ook iets anders sê rondom jou eie stilte tyd, rondom jou gebedslewe. En ons gaan natuurlik kyk ook in die begin van Januarie ook na hoe gaan ons spesifiek verskillende geloofsritmes, hoe ons kan geestelik groei. Intellektueel, miskien jou gedagtewêreld kan jy sê, weet jy wat, ek wil 1 keer 'n maand 'n boek lees. 'n Insiggewende boek wat my kan help groei om weer te dink oor en weer te dink kyk oor die lewe. Jy kan ook dink aan liggaamlik om vir jou sekere doelwitte te stel, om te sê ek wil hierdie jaar 500 km draf of by die gym uitkom, wat ook al dit mag wees, maar spesifiek meetbaar, tydgebonde en volhoubaar. Finansieel, om te sê ek wil ontslaa raak van slegte skuld in my lewe, en dit is die plan wat ek het, of te spaar 'n sekere bedrag geld in hierdie tyd, soveel geld hê. In my verhoudings, om te sê ek wil graag 1 keer 'n maand wil ek al my nabye familie en nabye vriende wil ek kontak of 'n koffie saam drink of so iets. In jou beroep, om te sê ek het sekere projekte hierdie jaar met my werk. Ek wil graag hierdie spesifieke projekte in hierdie tyd afgehandel hê. Intentioneel te wees oor elke area van die lewe en te beleef, omdat jy 'n plan het jy soveel groter kans om dit te bereik as sonder 'n plan. Ons het dit nodig in ons lewe. Ideale hartsmotief, ideale plan. Maar dit stop nie daar nie. Nog iets wat ek nie nodig het as ons vorentoe beweeg in 2026 is ideale persone. Die waarheid is ek en jy gaan nie alleen hierdie reis kan aanpak nie. Ons het mense nodig in ons lewe. En hierdie is vanuit die Bybel ook wat ons sien die belangrikheid van
om te erken, daar is mense wat nodig het om ons aan te moedig, mense wat ons aanspreeklik voor kan wees, mense wat ons ondersteun, vir ons kan bid, wat ons reis van ons lewe mee kan deel. Ons het mense nodig, en kom ons kyk net na 2 skrifverse wat hierdie bevestig, die belangrikheid van ideale persone. In Romeine 12, wat Paulus praat oor die funksionering van die kerk, maar ook hoe jy en my reis lyk. Hy sê, ons besit elkeen een liggaam, wat uit baie ledemate bestaan, en wat elkeen sy eie spesiale funksie het. Net so is dit ook met die Christus se liggaam. Hulle is ons baie, vorm ons saam een liggaam, omdat ons aan Christus verbind is. En as ledemate van hierdie een liggaam, hoort ons saam, en het ons mekaar nodig. Hier by Kruik het ons mekaar nodig. Elkeen van ons hier het 'n belangrike funksie, wat ons kan vervul. Maar ook in jou persoonlike lewe. Is daar spesifieke mense met sekere kwaliteite, gawes, wat in jou lewe kan bou en kom verryk. En andersom, jy ook vir ander natuurlik kan beteken. So ook in Hebreërs 10 vers 24 skryf die Hebreërs skrywer, hy sê, laat ons voortdurend aandag gee aan mekaar, hoe ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie dade. Ek en jy het mense nodig wat ons kan aanspoor, en ek hoop dat hierdie gemeente ook Kruik vir jou 'n plek van aansporing is. 'n Plek wat jy kan uitstap en kan beleef, ek is aangespoor om met liefde te gaan leef, om goeie dade te kan doen, omdat ek hier versterk is. En so vandag wil ek jou nooi om gereeld hierdie volgende vraag ek vir jouself te vra in hierdie jaar is, wie is die mense wat my kan help om vorentoe te kan beweeg? As ook ek kan help. En dit is, in hierdie jaar gaan ons natuurlik begin van die jaar kyk na die tema van vervulde lewe. Ek wil nie te veel daarvan weggee nie. Maar ek wil dit vir jou sê vandag, dat baie keer die sleutel geheim tot vervulling in ons lewe is wanneer ons nie net op onsself gefokus is nie, maar kan beleef, ek is tot aansporing van ander. Ek kan ander mense dien. Ek kan vir ander iets beteken, en in dit beleef ek die vervulling wat dit bring, omdat my lewe iets vir ander kan beteken. My lewe vir ander tel. En dit is die groot verskil tussen, ek glo, 'n pad saam met die Here en 'n Christelike manier van leef teenoor 'n wêreldse manier. Wêreldse manier sê dit gaan oor my, myself, ek en myself, en my sukses en my ambisie, maak nie saak wat gebeur met mense om my nie. Dis die verskil wat ek en jy moet hê in hierdie lewe, wat ons moet uitstaan in hierdie wêreld, te sê, ek leef nie net vir myself nie. Ek lewe eerstens vir God, maar ook tot diens en tot seën van die mense om my. Dis deel van dit. Maar ek en jy het mense nodig, en mense het jou nodig ook. Nou ons kan vandag hierdie boodskap net hierso stop, en sê, okay, dis dit, om vorentoe kan beweeg, maar terwyl ek voorberei, besef ek nie die Here so sterk op my hart kom lê, dat daar's nog iets baie belangrik wat eintlik die belangrikste van al hierdie goed is. Ideale hartsmotief, ideale plan, ideale persone, maar ons sluit vandag af met hierdie gedagte. Die ideale afhanklikheid van God. Jy sien, ek en jy kan baie goed aanpak in ons eie krag hierdie jaar. Maar as ons die Here nie gaan deel maak en besef afhanklik is van hom is nie, gaan ons 'n reuse fout maak. Is dit nie tog die Here wat jou in my lewe kom gee nie? Is nie hy wat jou en my onderhou nie? Is hy nie die een wat jou en my voorsien, vir ons beskerm, vir ons elke dag genade en asem in lewe gee nie? Dat ek nie met daardie diep afhanklikheid kan leef en sê, Here, ek kan nie hierdie jaar ingaan sonder U nie. En die vraag wat ons natuurlik saam met dit gaan is, hoe nodig het ek God in my lewe vandag? Ek wil glo vandag elke van ons besef, het hom so nodig. Dat ek nie sal by die deur van ons huis uitstap, voordat ons nie erkenning gegee het vir ons afhanklikheid van God nie. Om te sê, Here, vandag voor ek enigiets kan doen of aanpak, het ek U nodig om my die krag te kom gee, die liefde te kom gee, die selfbeheersing te kom gee, wat U Gees in my kom bring. Ek wil U nooi in hierdie jaar meer as ooit, kom gee erkenning
aan die belangrikheid van God in jou lewe. Moenie onderskat die groot rol wat hy kan speel nie. En die waarheid is, as ons werklik ons erkenning kan gee aan God en hom oorgee aan hom ook daarmee saam, dat in elk geval ver meer kan doen hierdie jaar in en deur ons lewens wat ons eie krag kan doen. Mag hierdie jaar die Here 'n kans gee meer as ooit. Laat hom toe en sien wat gebeur. Ek daag jou uit. Wees afhanklik van God in 2026. En laas jaar, toe ek ook op 'n geestelike reis is, beleef ek die Here op my hart lê opnuut weer die belangrikheid van die Onse Vader gebed. 'n Gebed wat Jesus sy disippels leer bid het. Toe hulle hom vra, leer ons om te bid. En te besef, hierdie was nie net 'n mooi rympie wat Jesus kom sy disippels leer het nie, maar 'n kragtige verklaring van afhanklikheid. 'n Besef van wie God is en ons hom nodig het in ons lewe. Hierdie Onse Vader gebed, ons 'n paar groot goed, ek wil nie vandag in detail gaan nie, want ons kan 'n hele reekse preek net oor hierdie Onse Vader gebed. Maar die Onse Vader gebed kom sê, ons gee onsself oor aan God se wil, wat beter is as ons eie wil. Die Onse Vader gebed is, ons roep uit tot God om ons lewe te kom onderhou en te voorsien. Laastens, die Onse Vader gebed is, ons kom ook in aanbid, die een wat almagtig is, die wat ons die geskenk van lewe gegee het. En ek beleef my hart net, terwyl ek voorberei, dat ons hierdie jaar moet begin, die eerste Sondag van 2026, om saam hierdie Onse Vader gebed te kan verklaar oor ons lewens. En ek wil jou nooi, sal jy saam my staan. Dit gaan op die skerm ook wees hier, maar om hierdie gebed saam te kan hardop lees en verklaar in hierdie begin van die jaar. Onse Vader wat in die hemel is, julle kan saam my. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Bly ons so staan, wil ek vandag vir jou nooi om te sê, hierdie jaar mag ek nie net passiewe toeskouers of slagoffers van ons verlede wees nie, maar sê hierdie jaar, Here, wil ek vorentoe kyk, maar ek wil ook vorentoe beweeg saam met u, terwyl ek ideale hartsmotief het, terwyl ek ideale plan het, ideale persoon in my lewe, en bovenal ideale afhanklikheid van God in my lewe. Mag ek in hierdie jaar beleef hoe die Here ons gebruik om te beweeg tot sy eer vir sy koninkryk. Kom ons bid net saam. Vader, ons sê vir u dankie. Dankie vandag dat u ons roep tot vorentoe beweeg in geloof saam met u. Here, mag hierdie jaar anders wees, selfs as vorige jare. Mag ons u nie beperk op grond van wat u in 2025 gedoen het nie, maar te sê vandag, Here, glo ons vir meer en groter, terwyl ons u vertrou, terwyl ons saam met u stap in geloof. Ek wil bid vandag vir mense wat hier staan, wat miskien onseker, bang is oor hierdie jaar. Mag julle kom vul met u vrede, met u geloof, met u liefde. Mag ons vandag beleef, Here, hoe hierdie jaar ongelooflik is, omdat u saam met ons stap. Mag u al die eer kry, Jesus, vir dit wat u kom doen. En ons sê vir u dankie vir 'n wonderlike, geseënde 2026, in Jesus naam. En ons almal sê, Amen.